Goeienaand, liewe broers en susters. Dit is so lekker om 'n vol kerk te sien. Baie welkom by ons 2025 Kersangdiens. Ek wil begin deur sommer in die begin 'n paar dankies te sê. Want dit wat julle vanaand hier gaan sien afspeel en ook saam gaan met ons gaan beleef, het 'n lang geskiedenis van baie werk en baie voorbereiding. Baie dankie aan die kinders hier agter my, en Barbara en Isel, en ook die ouers. Die ouers moet ons ook voor dankie sê, want hulle het week na week was hulle teenwoordig toe die kinders geoefen het. Ons kon sommer 'n paar van hulle ook in die kerspel ingesluit het. So baie dankie vir julle almal. Ek begin by julle. Dan wil ons baie dankie sê vir die hulp met die kinders se klere. Julle sien hulle lyk pragtig. En dan wil ons ook vanaand baie dankie sê vir die soliste wat vanaand optree. Wie het nou ooit gesê ons gemeente het nie talent nie? Want al drie ons soliste kom uit die gemeente uit. Julie en Isel en Lisa. Baie dankie ook vir ons voorsangers. Ons voorsangers het agtergekom, hulle kan ook voorlesers wees. So hulle gaan vanaand ook voorsang en voorlees. Baie dankie vir julle. Baie dankie ook vir ons instrumentaliste vanaand. Ons instrumentaliste is natuurlik Sonel agter die orgel en Morney met die gitaar en dan ook vir Terren Silje met die viool. Baie welkom vir jou ook, Terren. Baie dankie vir almal wat gehelp het dat die beeld en die klank en die opname van vanaand se erediens en die fotos, alles in die fotonemery. Ons het 'n professionele fotograaf vanaand, hoor? Maar dankie vir jou ook, hoor. En dan wil ons baie dankie sê vir die dames wat daar agter die saal voorberei het vir na die tyd en almal onder leiding van Maria wat ook gehelp het dat die kerkgebou vanaand gereed is. Dankie ook vir elkeen vir wie dit moontlik was om 'n bordjie eetgoed vanaand saam te bring en ook ietsie vir die koskas saamgebring het. En as ek iemand uitgelaat het, dis altyd die gevaar van 'n lys, né? Jou kans is 80% dat jy iemand uitlaat. Vergewe my asseblief as ek jou nie by die naam genoem het nie. Ons het baie groot waardering vir jou ook. Broers en susters, dit wat die kinders vanaand vir ons gaan opvoer, die Kersspel, sal baie van julle se gedagtes ver terugbring. 'n Klomp jare gelede, eintlik dekades gelede, het die oorlede Trudy Meyer 'n soortgelyke Kersspel opgevoer in die gemeente. Die Kersspel wat ons vanaand gaan opvoer, gaan julle nog herken in die Kersspel van daardie tyd. Hy is natuurlik so 'n bietjie verwerk en aangepas, maar ek is seker dit sal baie van julle se gedagtes ver terugneem, toe julle iets wat anders gelyk het. Ons sal nou nie daarop uitbrei nie. Dan wat die program aanbetref, alles gaan voor julle op die skerm afspeel, so julle kan net die skerm volg, op die skerm volg. As daar 'n lied staan en die lied se nommer en daar staan gemeente, dan sing ons as gemeente uit volle bors. As daar 'n lied opkom en daar staan iets anders, soos die voorsangers wat gaan sing, of die kinders wat gaan sing, dan kan ons rustig wees. Maar as daar gemeente staan, dan staan ons op, en ons staan lekker regop, en ons loof en prys die Here. Want elkeen van julle is net so deel soos hierdie Kersangdiens, in hierdie Kersangdiens, soos die kinders hier voor vanaand. So volg op die skerm. Dan wil ek ook net vra, aan die einde van die diens, ons gaan afsluit met lied 201, wil ek net vra dat julle asseblief almal na die lied gaan ek die seën uitspreek terwyl julle nog staan, en dan wil ek net vra dat julle asseblief weer gaan sit. Daar's net so ietsie wat ons dan ook wil afhandel, en dan sal ek vir julle geleentheid gee om aan die einde lekker hande te klap vir almal se optredes. O ja, as daar hier en daar 'n foutjie en 'n glipsie inkom, aanvaar dit en geniet dit. Want dit is deel van wat vanaand so wonderlik maak. So kinders, julle hoef ook nie te stres nie. Julle doen net julle beste, en as daar hier en daar 'n glipsie inkom, geen probleem nie. Jou ma sal nog steeds vanaand vir jou chocolates gee.
Ja, daar's 'n paar ouens wat ek weet wat hulle kinders 'n bietjie beloof het as hulle soet is vanaand kry hulle chocolates. Nou ek het die ouers se name wat dit gegee het, soos julle dit nie doen nie, dan haal ons julle in. Vriende, ja, en dan die laaste ietsie. Onthou, ons gaan vanaand geniet. Die kinders gaan ons help om dit nog meer te geniet en ons gaan lekker saam sing, saam met ons instrumentaliste en soliste. Maar waaroor gaan dit alles? Dit gaan oor Jesus wat aarde toe gekom het. God wat deur sy seun aarde toe gekom het, 'n babietjie geword het, 'n mens geword het om ons te kom red. En dit het alles, soos julle daar op die skerm lees, die een goeie aand in Bethlehem gebeur. Kom ons onthou dit, terwyl ons saam die diens vanaand geniet. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, dit is U wat meer as 2000 jaar gelede aarde toe gekom het. Dit is U koms en alles wat daardie aand gebeur het, daardie goeie aand in Bethlehem gebeur het, wat ons vanaand gaan uitbeeld en wat ons gaan vier in ons Kersaanddiens. Dit gaan alles oor U. En daarom bid ons dat vanaand vir ons spesiaal sal wees, dat U in alles wat ons vanaand gaan doen en hoor en sien, dat ons sal voel hoe U in ons elkeen se hart werk en ons nog nader trek aan U, liewe Here Jesus. Dankie dat ons kan uitsien na hierdie aand en dankie vir al die voorbereidings wat U so ryklik geseën het. In Jesus se naam, amen.
Hallo mense, my naam is Jesaja. God het op so 'n awesome manier deur drome met my kom gesels. Een van die drome wat ek ontvang het 'n boodskap aan Agas gehad. Dat God 'n jong meisie gaan gebruik om 'n kind in die wêreld te bring. Die droom het selfs die kind se naam gegee. Die kind sal Immanuel genoem word. Kan julle glo? Immanuel wat beteken God met ons. Ek het ook 'n visie gekry dat ons 'n nuwe koning gaan kry uit Dawid se stamboom. Die visie het presies gesê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Ek is ook seker, God gaan nog groter dinge doen. God is awesome. Vir hom is niks onmoontlik nie. Die Heiland is gebore, soos eeuwig is voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkore wil ons juig en zing. Ons Heiland is gebore, dis hy wat red en bring. Die lam kom na die wêreld en Jesus Christus Heer. Hy het liefde vir die mensdom, waar hy as dienste gee. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en seun. Lig voor Jesus Christus, word nou sy eie toon. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juich ons harte op die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Hallo mense, vrede vir julle, my naam's Gabriel. In die ou tyd was daar nie WhatsApp, Instagram of TikTok nie. Nee, ek is die Here se persoonlike boodskapper. Toe ek hoor dat ek vir 'n jonge dame 'n boodskap moes gaan gee, was ek super opgewonde. Woehoe! Toe ontvang ek die boodskap dat sy 'n baba gaan kry. 'n Baba, die seun van God. Die baba gaan God op aarde wees, 'n mensekind van vlees en bloed.
Woehoei! Hoe amazing is dit? Maar, dis geen geheim, die jonge dame het uitgefreek, en toe, Hallo, my naam is Maria en ek gaan Jesus verloof. Shalom, ek groet jou. Begenadigde van die Here is by jou. moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in die ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Hoe is dit moontlik? Ek het nog nooit 'n man gehad nie. Die Heilige Gees gaan lewe in jou plaas. Die een wat gebore word, sal God se seun wees. Jou tannie Elisabeth is ook nou swanger. Hulle sou nooit kinders kon kry nie, maar vir God is niks onmoontlik nie. Hier is die diensmag van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Ek glo dit. Ek sal doen wat God vra. Onthou, moenie bang wees nie. God se Gees is altyd in die pad by jou. Would one day walk on waters. Mary, did you know that your baby boy would save us sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you're delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy
baby boy would calm the storm with his hands. Did you know that your baby boy has walked where angels throng? And when you kiss your little baby, you kiss the Son of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf would hear, and dead will live again. The lame will leap, the dumb would speak the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy was Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? Mary, did you know? Hallo almal, my naam is Josef. My bloedlyn kom al die pad van Dawid af. My familie kom eintlik van Bethlehem, maar ons het Nasaret toe getrek. Ek wil weer 'n goeie lewe in Nasaret leef en al die wette gehoorsaam en vir God voluit lewe. Sjoe julle, ek het 'n pragtige jong dame gesien en het met haar ouers gaan gesels sodat ons kan trou. Maar kan julle glo, sy vertel my toe een aand dat sy swanger is. Blykbaar is dit God se kind. Yeah, right, en ek is Moses. Ek het stilletjies beplan om van haar te skei, maar toe gebeur daar skielik iets een aand in Nasaret.
slegte droom. Ek gaan nou gaan slaap. Shalom Josef. Is ek wakker? Nee, jy droom. Maar dit voel so erg. Ek het 'n boodskap vir jou van God. Moenie Maria wegstoot nie. Die Heilige Gees gaan lewe in haar plaas. Sy gaan die Seun van God in die wêreld bring en jy sal hom Jesus noem. Hy gaan die redder van die wêreld wees. Ek sal doen wat God vir my vra. Ek sal 'n goeie man vir Maria wees. En om alles te laat gebeur soos God in die Bybel voorspel het, is Josef en Maria na Bethlehem toe. Daar is 'n groot sensus en Josef moes teruggaan na waar sy familie vandaan gekom het. Op 'n donkie rug het Josef en Maria vertrek na Bethlehem. Dit was 'n lang en moeilike rit. Was belaglik vol mense. Daar is geen plek vir Josef en Maria nie. Hulle moes in 'n dierestal gaan bly. Maar daar gebeur toe iets groots daardie aand in Bethlehem. Die verlost uit ons
eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring, hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Moenie bang wees nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Maar kyk, ek bring vir julle goeie nuus van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here, en dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Here aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde
vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig na die stal gegaan en vir Maria en Josef en die kindjie gekry, nes die engel gesê het, en toe het hulle aan Josef en Maria vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Engele het aan ons verskyn en vir ons vertel van die wonderwerk. Die herder sê: Mag God julle seën, vrede vir julle. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.
Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy in die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem. Kom ons loop die Jesus.
kind, hy is gebore. Ons verlosser het gekom, maak by ons sy woning. Vir ons sondes kom hy sterf, so word ons vergewe. Nou kan ons hom lof en prys, weer so onverheerlik word. Tussen donker lê die kind, en die krib se weerbrug. Laat ons al die lof en dank bring aan hom vir ewig. Dit is sy geboortedag, daarom sing ons Here. Ons sal hom dank en prys, weer so onverheerlik word. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle toe na Bethlehem gestuur met die woorde: Manne, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat weet my, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys. Ja, koning. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk. Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Christus lang reeds verwag, is gebore die nag. Daarom sing engele bly, duisternis is nou verby. Herders jaag die nag, oor ons skape die wag. Daar hoor die engele sing, wat goeie nuus aan hom bring. Wyse manne van ver, volg die Bethlehemster. Bring aan jou kindjie die eer, kniel in verwondering neer. Jesus, ons bring U eer, ons verlosser en Heer. Saam met die engele koor, wil ons 'n loflied laat hoor. Maria, Maria, kyk, ons het nog gaste. Wie kan dit wees? Shalom, moenie bang wees nie. Ons het die ster gevolg en dit het ons hiernatoe gelei. Is dit die nuwe koning? Ons het vir hom geskenke. Ek het goud. Ek het wierook. Ek het mirre. Wow, Josef, God sorg vir ons. Kyk al die duur geskenke. Ja, Maria, God seën ons met die geskenke, maar die grootste geskenk is Jesus. Dis werklik een goeie aand in Bethlehem.
sluier vertel die verhaal. Kersfees kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n ander somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voer word ons sy ware liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die Heer. Skenk ons 'n ander somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Omdat God die wyse manne in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te gaan. Josef het toe dadelik opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek
en daar gebly tot die dood van Herodes. So is die woord van die Here vervul, wat deur 'n profeet gesê is, uit Egipte het ek my seun geroep. Met middernag word feestlik weer verkondig dat God as mens neergedaal het op aard om te bevry die mensdom van die sonde, sy volk bered van die dood en die swaard. 'n nuwe hoop vervul die hele aarde, toe daardie nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom loof hom na woorde. Dis
En broers en susters, en liewe jong kinders, sedert daardie eerste goeie nag in Bethlehem, is Jesus vir altyd en vir ewig op 'n baie spesiale manier elkeen van ons, van die jongste tot die oudste, se Immanuel, God met ons. En daarom kan ek julle vanaand in sy naam seën en vir julle beloof dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by elkeen van julle sal wees. En ook die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Ek is seker, ons wil almal nou, vir ons dierbare kinders hier agter my, en vir al die instrumentaliste, en vir al die soliste, en almal wat 'n bydrae vanaand gelewer het, lekker hande klap. Kom ons doen dit nou. En kinders, hierdie hande klap was ook vir julle, hoor? Julle is baie spesiaal, en die Here Jesus, liewe Jesus, is baie lief vir elkeen van julle. En baie dankie dat julle almal vir ons vanaand gehelp het, om nog nader aan hom te kom. Dan is daar net so een klein formaliteitjie wat ons moet afhandel. En dit is dat daar's veral 2 mense, wat baie hard gewerk het vanaand. Almal het hard gewerk. Maar daar's veral 2 mense, en daarom wil ek vra dat Barbara en Isel asseblief vorentoe kom. Barbara bekruip mense so vir agteraf. Ja, dis het. Baie keer as mens die kinderkrans kyk en kyk jy waar's kinders en waar's die kinders en waar's Barbara dan, want hy is so kort soos die kinders, ons mis haar baie keer. Vriende, hierdie 2 dames het baie hard gewerk om vanaand moontlik te maak. Barbara het eintlik al in die kinderkerk begin na in Julie Kersfees vier. Dis nou typies Christmas in July, soos hulle seker is in sê. Want toe kon ons al hoor hoe die kinders Kersliedere oefen. En ja, en dan sê ons nog eers dankie vir al die kinderkerk en al die kinderkrans en al die dinge nie. Barbara, baie dankie vir jou. Dankie vir jou daar wees vir ons kinders. Vir jou lief wees vir ons kinders. En namens ons almal en al die ouers wil ons net vir jou dankie sê, want ons sien nie altyd wat daar bo in die kinderkerk gebeur nie, maar hier het ons ietsie gesien van wat jy vir ons kinders beteken. Baie dankie, en daarom kom ons gee vir Tannie Barbara haar geskenk. Dit is 'n bietjie wat hoor. En dan wil ons daarom vir Tannie Isel ook baie dankie sê. Ek moet sê, ek het lanklaas 'n onderwyseres gesien met soveel geduld. Is jy seker jy is 'n onderwyseres? Baie afrigting het hierin gegaan, van die ontwerp van die programme af dwarsdeur, ons kan boeke daaroor skryf. Isel, baie dankie. En soos ek en ons net ook gisterand vir jou gesê het, ons gaan jou baie mis, en ons is baie dankbaar,
dat jy ook vanaand nog vir ons kans gesien het om hierdie Kersspel van ons van die planke af te bring. Baie dankie, net 'n stukkie waardering van ons kant af ook. Dankie Sissie. Baie dankie. En dankie vir die engele wat my gehelp het met hierdie geskenke. En nou vriende, kan ons eet en drink en vrolik wees daar agter. Kom ons geniet die aand verder.